Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 21 Februarie 2026. Ek hoop julle het sommer net so 'n lekker 'n Saterdag wat voor julle uitgestrek lê. Kom ons raak net so vir 'n wyle rustig. Here God, dankie dat ons altyd in U midde vrede kan hê. 'n Vrede wat Paulus vir ons baie mooi verduidelik, wat alle menslike verstand te bowe gaan, wat oor ons gedagtes en oor ons emosies die wag hou in Christus Jesus. Vader, in hierdie lydenstyd kom sê ons weer vir U baie dankie dat U vir Jesus Christus U self in die vorm van 'n mens aarde toe gestuur het om in ons plek vir ons sondes te kom sterwe, sodat die van ons wat in U glo die ewige lewe sal hê. Here, wees dat ons altyd die getuienis na buite sal wees om vir mense te vertel van Jesus, mense wat ongered is, mense wat inderdaad verlore sal gaan as hulle nie Jesus in hulle lewe het nie. Here, dat ons dit te alle tye as ons hoogste prioriteit sal sien om vir Jesus Christus uit te dra aan mense rondom ons, maar bovenal om hom uit te lewe tussen die mense rondom ons. Help ons asseblief daarmee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons staan nou 'n bietjie stil hierso by 1 Timoteus 4, wat julle weet, ons het 'n bietjie gepraat oor die afvalligheid daai tyd net, wat daar by Timoteus plaasgevind het van die vals leermeesters wat daar was, misleidende geeste wat nagevolg is, bose geeste wat aangehang is en so aan, vriende. En dan hierdie ouens wat hulle weer wou vasmaak aan die wet, 'n tipe van fundamentalisme wat gesê het, dis eintlik al vir add-on by Jesus. Daar het ons nou al baie met mekaar gepraat. Miskien het weer vir mekaar sê, die brief is geskryf so 62, 64 na Christus. Timoteus op daai stadium 'n tipe van 'n gemeentelike leier in Efese. Dit was 'n groot handelsstad en invloedryke handelsstad gewees. Dit was die sentrum van heidense aanbidding. So belangrik wanneer Paulus hierdie brief skryf dat ons weet wat die konteks is. Dit is die sentrum van heidense aanbidding, veral Artemis. Dit was 'n plek waar vals leerstellings begin posvat het hier binne in hierdie tyd, né? Ons sien daar was 'n klomp dwaalleraars gewees wat ons al reeds vir mekaar gesê het, en Paulus kom en hy gee baie duidelike riglyne oor 'n gesonde leer, die suiwer evangelie en 'n gesonde gemeentelike struktuur wat daar moet wees, né? En Paulus skryf inderdaad hierdie pastorale brief aan 1 en 2 Timoteus, Titus ook later vanuit die tronk. En nou skryf hy vir Timoteus en hy gaan aan, hy sê hierso, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer en waarvan jy 'n aanhanger geword het, né? Waar hy net hy reageer mos nou op die vorige gedeelte wat ons gister hanteer het, waar hy gesê het, niks wat met danksegging ontvang word, so geen kos is verwerplik as dit met danksegging geëet kan word nie, né? Teenoorgestelde van die moslems op hierdie stadium, né? Hy sê want die kos word deur die woord van God en deur gebed geheilig, né? En dan gaan hy aan en sê, maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Vriende, daar's in hierdie tyd ook so baie nonsens wat mense praat. Mense wat dink hulle is baie slim, wat 'n klomp goedjies wil vir ons kom vertel buite Jesus Christus om. Moenie daarna luister nie. Dis maar die gewoon wat Paulus ook vir hierdie mense sê. Hy sê nee, hou jou weg van onheilige en sinlose verdigsels. Hy sê oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. En vriende, is dit nie 'n groot opdrag ook nie, nee. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Vriende, ons het nou hierdie tyd het ons 'n bietjie gaan visvang het ek maar net weer besef, elke dagstukkie wat ons met mekaar hanteer, elke dag het iemand 'n dagstukkie gehad om te hanteer. Elke een van ons was so 5 gewees. So vandat ons weggetrek het totdat ons teruggekom het, elke dag het iemand uit die Bybel uit gelees en ons het daar gereflekteer en daar gemediteer. Wat ons maar deel is van ons faith-forming habits, geloofsvormende gewoontes, om te wandel in die woord, saam te bid, saam te mediteer en te reflekteer, né? Het ons die hele tyd vir mekaar gesê, die een ding waarmee ons almal sukkel, wat ons nie 'n prioriteit maak nie, is om met God, liewe vriende, te wandel in sy woord.
Ons maak nie tyd oordentlik daarvoor nie. Vriende, ons het 110 verskonings en daarmee sluit ek myself in. En daarom het ons net vir onsself weer gesê, maak om met die woord van God te lees en te bid 'n prioriteit in jou lewe. En dit is wat ek dink dit is wat Paulus ook vir hom kom sê, né? Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Kyk wat God vir jou sê. Né? Daai tyd het hulle mos nou maar meerendeels die eerste 5 boeke van die Bybel gehad, né? Maar sê hy weer, leef om in toewyding aan God lewe. Wat beteken dit? Dit beteken om te alle tye te kyk, hoe praat ek en jy? Kan mense, vriende, weer eens, kom ons sê dit gou vir mekaar. Hoe ons praat is so belangrik. As ek en jy die heeltyd vloek, as ek en jy heeltyd is lelik en vuil taal gebruik, vriende, dis swak. Dis 'n uiters swak voorbeeld van 'n kind van die Here. Uiters swak voorbeeld van die Here. En ons moet maar die goed vir mekaar reguit sê, hoe om in toewyding aan God te lewe, is om te begin by ons mond, om te kyk wat ons met ons mond sê, want vriende, daar herken mense, en sê mense maar, hy sê hy is so 'n kind van die Here, maar kyk, hy vloek soos 'n matroos, man, né? Oefen jou om in toewyding aan God te lewe, oefen jou mond, oefen jou manier van praat om in toewyding aan God te lewe. Dit is 'n groot ding waarmee ons sukkel, en ons moet begin om dit te oorwin, ons kan dit oorwin. Om eenvoudig te sê, dit gaan nie meer deel wees van my woordeskat om op so 'n manier te praat, né? Oefen jou om in toewyding aan God te leef, om te sê, Here, selfs met my woordeskat se kan toewyding aan U. Leer om in toewyding aan God te lewe, deur hoe jy optree en ook praat by die werk, dat mense kan sien, maar jy's 'n kind van die Here, nie omdat dit vir jou belangrik is om die hele tyd dit sigbaar te maak nie, maar omdat dit is wie jy is. Jy's 'n kind van die Here, daarom raak dit sigbaar, en dit kom daaruit dat ek en jy stil raak in die teenwoordigheid van die lewende God self. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Vriende, hoe ons in besigheid optree, ons oral optree, wys hoe ons toegewyd aan God is. En daai toewyding beteken ek en jy moet rus in God, maar God se teenwoordigheid wees, sodat die vrug van die Gees in jou en my sigbaar raak. Dis nie jou vrug nie, dis die vrug van die Gees. En hoe meer ek en jy in Christus is, in God is, en toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, hoe meer begin die vrug van die Gees sigbaar raak in jou en my lewe. Kan mense dit inderdaad sien. Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om 'n toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. Dit is 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Kom ons let weer op ons toewyding. Raak toegewyd, stel dit as 'n prioriteit om God, liewe vriende, te hoor wat hy in sy woord sê, om te bid. Vriende, kom ons maak dit weer 'n prioriteit om by die as 'n gemeenskap van gelowiges God saam te kom aanbid op 'n Sondag. Leer jou kinders deur die voorbeeld te stel. Partykeer as jy moeg en totaal uitgeput, vat 'n breek. Maar laat die breek nie lank wees nie. Kom terug, kom ons gemeenskap van gelowiges, dat jou kinders en jou kleinkinders daardie voorbeeld kan sien, elke Sondag, liewe vriende, wat ek en jy die Here kom aanbid, dat die tyd is ook wat ons vir hom kom gee. My 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.